Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat ons mag sing van die hemelse koninkryk, dat ons harte op U kan rig. Dankie dat U vir ons die woord lewend maak deur die Gees, dat daar 'n verwagting in ons harte is. En ek wil vra, Vader, bevestig dit vanaand in ons harte, ook wanneer ons die skrif hanteer, dat U dit op die tafels van ons harte sal skryf, dat ons geestesoog en ons geestesoor geopen sal wees, en dat ons harte brandende sal wees, en wagtend, wakend en verlangend, want aan U, Vader Jahwe, behoort die koninkryk, en ons dankie dat U vir ons erfgename gemaak het, meer erfgename van Yeshua, en ware burgers in U koninkryk. Seën asseblief U woord, en word verheerlik in Yeshua se naam. Amen. Ons is besig ons het dit altyd in die oggend gedoen, die studie oor Petrus, en nou het ons die oggendboodskap so 'n bietjie meer Bybelstudie gemaak, bietjie meer kaartwerk bygesit, en nou gaan ons in die aand, as ons fris en vars is, bietjie die moeiliker deel doen. Nee, net so. So, nou kan ek julle sien. 1 Petrus 1, kom ons maak ons Bybels oop by 1 Petrus 1. Ons is besig, woord vir woord, vers vir vers, gedagte vir gedagte. Petrus is 'n baie belangrike boek, brief. Dis 'n brief aan gelowiges wat vreemdelinge is en verstrooi is oor 'n baie wye gebied, Asië, Klein-Asië, Kappadosie, Galasië, Bitinië. Ons het dit al gedoen. Ons eerste gedeelte het gehandel oor ons erfenis in Yeshua, nou ons tweede gedeelte begin Petrus met die woord in vers 6. Daarin, en hierdie dinge wat vooraf gegaan het, verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Yeshua Messia, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Net tot so ver. Onuitspreeklike en heerlike blydskap. Wie het stryd om blydskap? Vir wie is blydskap gegee? Elke oggend as jy wakker word, het jy ten volle blydskap. Dit hou konstant, inteendeel dit word meer, dit word heerliker en dit word groter, en nie teen Vrydag aand sing jy as my beker van blydskap oorloop in sy volle heerlikheid. Dis nie so maklik nie. Wat is die probleem? Hoekom is dit nie so maklik nie? Is dit nou maar iets wat ons net altyd gaan na verlang? Is dit iets wat party mense reg gekry het? Hoe staan die saak met blydskap? Is dit 'n onderwerp wat raar in die Bybel voorkom, so nou en dan lees jy so ietsie per ongeluk van blydskap? Is blydskap deel van die koninkryk van die hemele? En as dit deel is, hoe groot deel is dit? Wat is Jahwe se verwagting? Blydskap begin nie by ons nie. Ons is die laaste plek wat blydskap begin. Blydskap is een van die vrugte van die Gees. Blydskap is Jahwe se eienskap. Kom ons kyk vanaand so 'n bietjie oor blydskap, dis die inleiding. En dan gaan ons 5 boodskappe hê, of 5 Bybelstudies oor hierdie perspektief op blydskap. Hoe sien jy blydskap? Wat verstaan jy onder blydskap? Nou, as ons begin ons by Lukas 15. Wie van julle weet waaroor gaan Lukas 15? Lukas 15 gaan oor gelykenisse. Daar's 3. Nou al 3 het iets in gemeen. 'n Skapie, 'n penning en 'n seun. 'n Stout seun. Verlore seun. As ons in ons Bybels kyk in Lukas 15, dan is daar die verlore skaap, daar is die verlore penning, daar is die verlore seun. En al 3 maak melding van wanneer dit wat verlore was, gevind is daar blydskap.
Nou wat sê dit vir ons? Feestelikheid oor dit wat verlore was. Lukas 15, kom ons vat net die verlore seun, vers 32. Die pa verduidelik aan die oudste seun, want die oudste seun is nou nie so bly oor sy jongste boetie, wat nou terug is, en hierdie kalf wat geslag is, en hy kry kleed, en hy kry 'n ring in sy hand. In vers 32 sê die pa, ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewend geword, en hy was verlore en is gevind. So die rede vir die blydskap, is dat het was dood en ons nou lewe. Dis redelik die grootste rede vir blydskap, ons dood en nou is ons lewe. Maar die feestelikheid lê by die Vader, dit lê by die eienaar, dit lê by die herder van die kudde. En daarom as ons praat oor blydskap, dan is dit blydskap in die hemele. Hierdie feestelikheid is hemels. Dis Vader se blydskap. Volkome, heerlik, groot, heilig. Maar dit is nie tot die hemele beperk nie. As ons tot bekering kom, dan is blydskap nie net in die hemele oor een siel wat tot bekering kom nie, maar dit is vir die siel self. En dit is vir die gemeente, en dit is vir ons, om te deel. Maar dit is 'n hemelse blydskap, en ons is op 'n aarde, wat dinge ons aandag aftrek, en dit is waar die stryd lê. En wanneer Petrus skryf oor blydskap, dan gaan dit oor hierdie hemelse burgerskap. 1 Petrus 1 vers 3 het gegaan oor die wedergeboorte, oor redding, oor die onverganklike, onverwelklike, ewige erfenis. Hy sê, daarin verheug julle heel. Kyk weer net daar so in ons Bybels, 1 Petrus 1, sê, daarin verheug julle heel. So die blydskap lê in die hemelse burgerskap. Dit is baie, baie belangrik. Dis 'n tema in die psalms en in die profete. Bietjie Bybelstudie, kom ons kyk gou na die volgende tekste in die psalms. Millie, jy kan vir ons daar begin by Psalm 43 vers 3 tot 4, Mariaan, Psalm 4 vers 8, Johannes 5 vers 12, gaan eens maar gaan Limerie lees. Limerie gaan Psalm 9 vers 3 lees. Janus gaan Psalm 32 vers 11 lees, en Desiree gaan vir ons Psalm 51 vers 14 lees. Luister mooi, die psalmdigter is profeties. Daar is benoudheid, daar is verdrukking, maar daar is verlossing. Ons praat vanaand oor blydskap, oor saligheid, blydskap oor verlossing. Emiel, Psalm 43 vers 3 tot 4. Die God van my jubelende blydskap. Die tempel, plek van offer, plek van ontmoeting, plek waar Jahwe se aangesig geskyn het. Daar is die God van my jubelende blydskap. Dis 'n mooi byvoeglike naamwoord voor blydskap. Jubelende blydskap. Jubelend. Die God van my jubelende blydskap. Stuur die lig in die waarheid, laat die my lei. Ek wil Jahwe ontmoet. Psalm 4 vers 8, Marianne asseblief. Ja, groter vreugde. Dis nie aardse vreugde wat blydskap oor koring en mos en 'n groot wins nie. Groter vreugde gee U in my hart. Dis nie ekstern nie, dis in die hart. 5 vers 12. Kom ons begin vir mekaar te bid. Vader, laat in U bly wees, almal wat by U skuil. Kom ons bid ernstig vir blydskap in die kinders van Jahwe se lewe. Die psalmdigter bid dit, laat almal in U vrolik en bly wees.
Dit is 'n geveg om blydskap. Vader, openbaar u verlossing, u heerlikheid. As ons iets vir mekaar wil bid, bid vir blydskap. Bid vir blydskap in jou huwelik, bid vir blydskap in jou maat se lewe, maar goddelike blydskap. Vreugde oor wie en wat Jahwe is. Dit is seker een van die dinge wat 'n huwelik die meeste optel, is wanneer my maat bly is in Jahwe, om verlustig in Jahwe se grootheid. Bid vir mekaar, spesifiek. Dat mense weet nie om te bid nie. Gaan lees Psalm 5 vers 12 as 'n stil gebed. Bid dit vir jou maat. Stuur 'n WhatsAppie. Ek het vandag vir jou gebid. Psalm 5 vers 12. Vader, laat my vriend, my ma of my pa of my kind bly wees in U. Baie dinge wat ons hartseer maak. Baie dinge op aarde wat ons hartseer maak, bedroef maak. Maar laat hy verstaan wat sy erfenis in U is. Die omvang van redding. Die omvang van ek was dood, maar nou lewe ek. Die omvang van 'n ewigheid saam met U. Laat hy die God of sy die God van haar jubelende blydskap ontmoet. Dis heerlik. Dis die erfenis van die kinders van Jahwe. Volgende vers, Limarie, het jy hom? Psalm 9 vers 3. En U wil ek bly wees. In U. Luister baie mooi, hierdie is nie ekstern nie, hierdie is nie aards nie, hierdie is nie ek drink iets om my bly te maak nie. In U, die wynstok en die rankie. Die rankie is in die wynstok en daar is blydskap, vrug van die Gees. Onthou, ons gaan al hierdie tekste vat as ons na Petrus toe gaan. Petrus skryf vir Israeliete wat onder swaar vervolging is, verdrukking. Maar Petrus ken ook die psalmdigter. Petrus ken ook die profeseë. En as hy oor blydskap praat, dan suig hy dit nie uit sy duim uit nie. Dan kry hy vanuit die Ou Testament die konsep, die belofte, die heerlikheid. Psalm 32 vers 11. Janus? Wees bly in Jahwe en jy voordat verder is en jy wil groot regtes van aan. As dit moontlik is. Het jy die vers klaar gelees? Wanneer jy so voel. Wat staan daar? Wees bly. Opdrag. Regverdig is, jy het rede om bly te wees, jy is regverdig verklaar. Jou skuld is weggeneem. Psalm 32 gaan sy opskrifie is, seën van die skuldvergifnis. Seën van die skuldvergifnis. Nou dink gou mooi. Hier word die skuldenaar vrygeskeld. En die koning en die skuldeiser moet vir die persoon wat vrygeskeld is sê, dis nou tyd om bly te wees, jou skuld is vergewe. Dit maak nie sin nie. Die persoon wat besef, sy skuld is vergewe, hoef nie gevra te word om bly te wees. Die enigste rede, wanneer hy die opdrag kry wees bly, is as hy nie besef wat hy vrygeskeld is nie. As hy nie besef, as hy nie begrip het, as hy nie insig het in die koninkryk van die hemele, wat dit beteken om regverdig voor Jahwe te staan nie. En dit is waaroor die brief Petrus gaan. Hy verduidelik hulle heiligmaking, die proses van 1 Petrus 1 vers 9, julle is konings en priesters, julle is verkry. Julle wat geen volk was, maar nou die volk van God is, uit die duisternis bevry. So daar kort insig. Wees bly op grond van dit. Psalm 37 vers 4 staan daar, verlustig jou in Jahwe, verlustig jou, dis 'n opdrag. Dink gedurig, wees bly, ek wil bly wees. Psalm 51 vers 14, en julle weet Psalm 51 gaan oor dat Dawid gesondig het. En die eerste ding, as jy van sonde bewus is, gaan jou blydskap weg. Skuld, skaamte, vrees tree in. En Dawid bid vir 'n nuwe hart, vir 'n rein hart. Skep in my 'n rein hart. Hoekom? Dis rein. Gee my weer die vreugde van die heil. Wat beteken heil, jongspan? Dis nie heil nie. Heil is verlossing.
Gee my die vreugde van heil. Heil se noodwendige gevolg is vreugde. Dit klink nou 'n bietjie vreemd. Heil, H-E-I. Verlossing, redding se gevolg is blydskap. Gee my weer daardie blydskap. Ek het vanoggend 2 tekste aangehaal. Aan die einde van die preek. Toe Josafat hulle teruggegaan het Jerusalem toe. Toe wat was hulle gemoedstemming? Gekla omdat hulle goed nie kan dra wat hulle gebyt het nie. Gewonder waar gaan hulle als bære? Daar's nie pakplek by die huis nie. Hulle was uitermate bly, want hulle was uitermate benoud en daar's groot verlossing. Jahwe was magtiglik voor hulle. En toe sê ek dit ego. Weet julle wat beteken dit as ek sê dit ego deur die Bybel? Dis 'n tema. Dis 'n goue draad. Die verlostes wat terugkeer na Sion. Hulle kom van die slagveld, hulle kom van Babel, hulle kom van vreemdelingskap, hulle kom van die plek waar hulle beroof was, waar hulle verkneg was. Hulle kom van Egipte af, deur die woestyn. Hulle is op pad na die beloofde land, na rus. Die vrygekoop is die profeet Jesaja 35 vers 10. Tannie Annetjie, asseblief, Emiel, Jesaja 51:11, Mariaan 61:10. Al hierdie Ou Testament tekste is van toepassing op die wedergebore Israeliet in Petrus se sendbrief. Dis nou tyd om die kolletjies te verbind en te besef. Hierdie tekste is vir die kind van Jahwe wat in Yeshua gebou is, die stad Jerusalem, die bruid van Jahwe. Tannie Annetjie sal dit nou lees 35:10 asseblief. Dan moet ek gou weer lees. Luister na die byvoeglike naamwoorde. Watter tipe blydskap? Ewige blydskap. Luister mooi. En die losgekooptes van Jahwe sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig terugwerk. Kan dit helderder wees? As jy vrygekoop is, as jy losgekoop is, en Jesaja se profesie was van toepassing op Juda wat sal terugkeer, die groot pad terugkeer, en dit gaan ons in hoofstuk 51 nou ook lees, vers 11 waar Milie vir ons gaan lees, die terugkeer uit Babel is die opskrifie. Ewige vreugde, jubelende blydskap, dankbaarheid. Lees ons vir ons Emiel, Jesaja 51 vers 11 asseblief. In die volgende vers sê, ek is dit wat julle troos, Jesaja 40, troos my volk, roerbaar toe dat haar stryd verby is, roep na die hart van Jerusalem dat haar skuld betaal is, dat sy dubbel uit die hand van Jahwe ontvang het vir haar skuld. Sy was in Babylon, 70 jaar is voleindig, sy kan terugkeer huis toe, met ewige vreugde. Dit is die beeld van die kind van Jahwe wat verlos is uit die mag van duisternis, van Babylon, van die koninkryk van die bose. Jy sal terugkeer na jou erfenis, Jerusalem, die tempel, aanbidding, voor die aangesig van Jahwe en die God van my jubelende blydskap, Psalm 43. Stuur die lig, stuur die waarheid, laat die my bring. Yeshua die waarheid, die lig het vlees kom word, hy het sy skape kom by mekaar maak en hulle as hoëpriester weer teruggebring na die Vader. Dit het gebeur. Dis wat Petrus besef. Nou is daar die beeld van die bruidegom en die bruid. Jesaja 61 vers 10 asseblief Mariaan. Pragtig. Ons is nie naak voor hom nie. Ons is nie skaam nie. Ons is nie bevrees soos Adam en Eva wat wegkruip nie. Ons kom priesterlik voor hom, bekleed met klere van heil, verlossing, mantel van geregtigheid.
Hierdie hoofstuk begin op vers 1 van die Gees van Jahwe is op my met Jahwe my gesalf het, 'n blye boodskap te verkondig, boodskap van geregtigheid, dit is Yeshua. Hy sê in Lukas 4, vandag is hierdie woord in julle ore vervul. Blydskap. Die evangelie is blydskap. Wat sê die engel op die velde in Lukas 2 vers 10? Kyk, ek bring vandag vir julle 'n boodskap van groot blydskap wat vir julle volk sal wees. Die evangelie beteken blye boodskap, groot blydskap. En as Paulus nou aan die Tessalonisense hierdie evangelie bring, kyk die omstandigheid. Lees gou saam met my 1 Tessalonisense 1 vers 6. Hoe ontvang hulle hierdie blye boodskap? Wat was die omstandigheid? 1 Tessalonisense 1 vers 6. Julle het navolgers van ons geword en van ons meester, deurdat julle die woord en baie verdrukking ontvang het met blydskap van die Heilige Gees. Hulle het die woord ontvang, tye van baie verdrukking. Thessalonika het hulle vir Paulus weggejaag. Gaan hy Berea toe. Onthou julle? Was 'n groot vervolging. Maar saam met die verdrukking het hulle dit met blydskap van die Heilige Gees. Kyk baie mooi. Die blydskap in die hemele oor 'n siel wat gered word deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar. Hulle het die evangelie, die woord ontvang met blydskap van die Heilige Gees. Hoe het ons die woord ontvang? Watter woord het jy ontvang? As jy dit oordra, as jy daarvan getuig, is daar die krag van die Heilige Gees, dat daar blydskap in die persoon se lewe is met wie hy dit deel. En dan sê Paulus later vir hierdie selfde Tessalonisense hoofstuk 5 vers 16, wees altyd deur bly. Soos jy die woord ontvang het, met daai blydskap, hou daai blydskap, behou dit, behou die insig, vermeerder in die kennis, in die genade van hierdie evangelie, wees altyd deur bly. Hoekom skryf Petrus, ons is weer terug by Petrus, so baie vroeg in sy brief oor blydskap? Want hy gaan baie skryf oor vervolging, onregverdige verdrukking, behandeling. As jy blydskap in jou lewe vasmaak, as jy dit verstaan, as jy daarin leef, as dit jou skat is, as dit 'n anker is, dan gaan jy standvastig wees. Dan gaan jy onbeweeglik wees. Dan gaan jy sterk wees. Sien vroeg in die brief, sien dit raak, waar plaas hy dit? Ons kan daai tekste vinnig, 1 of 2 na hulle kyk. 1 Petrus 2, blaai saam met my, vers 18, net om 'n voelvlug en 'n oorslag te kry, oor hoeveel skryf Paulus oor verdrukking? Verskoon, Petrus. Ons is by Petrus. 1 Petrus 2, skryf hy in vers 18, Diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Ons blaai bietjie in vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Messia ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hoofstuk 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoord met skeldwoord nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Vers 14, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Vers 16, met behoud van 'n goeie gewete, sodat die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Messia belaster. Vers 19, in wie hy ook hier, nee, dis 'n verkeerde teksie, daai, ekskuus, 5 vers 10. 5 vers 10. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Messia Yeshua, nadat ons 'n kort tyd gelei het,
julle volmaak bevestig, versterk en grondves. Om te lei is 'n realiteit. Om belaster te word, om kwaad van gespreek te word, is 'n realiteit in hierdie brief. Maar die groter realiteit is die blydskap wat vas moet staan in Jahwe. So wat is die situasie waarmee ons sit? Habakuk 3. Al sal die vyeboom nie bloei nie, sal die wingerdstok geen vrug lewer nie, sal die drag van die olyfboom teleurstel, sal die saailand geen voedsel lewer nie, kleinvee uit die kampe verdwyn, geen bees in die stal gevind word, nogtans sal ek in Jahwe jubel. God van my heil, God van my verlossing. Dis hy wat my voete op die rots plaas. Daarom kan Yeshua sê in Matteus 5 vers 11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Wees eerlik, as jy vals beskuldig word, dan is daar 'n ongelukkigheid. Blydskap moet groter wees. Identiteit in Jahwe. 'n Werklik ware insig in sy verlossing. Kom ons gaan so 'n bietjie verder. Ek wil 10 dinge noem. 10 oor die aard van blydskap. Dis maar net oppervlakkige, tydelike emosie nie. Nie emosie wat afhang van omstandighede nie. Goddelike blydskap. Goddelike blydskap, Romeine 5 vers 11. Daar word oor geroem in Jahwe. Dis 'n roemtaal. Dit is my roemtaal. Dit is my lied. Lof wat ek Jahwe ewig sal bied. So roem in Jahwe. Hierdie blydskap. Is nie my roemtaal nie, is nie my prestasie nie. Dis 'n lofverheffing op grond van wie hy is en wat hy gedoen het. Romeine 14 vers 7 praat oor blydskap in die Heilige Gees. Baie gou saam. Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Luister mooi, die koninkryk is 'n koninkryk van geregtigheid. Wat beteken dit? Jahwe is lig. Is geen duisternis in hom nie. Hy is sondeloos. Sy koninkryk sonder smet, sonder bevlekking. So as jy deel wil word van sy koninkryk, dan is dit Jesaja 61 vers 10 wat ons gelees het. Hy beklee jou met die mantel van geregtigheid. Hy was jou deur sy kosbare bloed. En sy koninkryk gaan nie oor soos aardse koninkryke oor spys en brassery en losbandigheid en dit gaan oor geregtigheid, sondeloosheid, die karakter van Jahwe se wese lig. En hierdie koning van geregtigheid, Melchisedek, word ook koning van vrede genoem, koning van Salem. Saam met geregtigheid, verlossing en vrede, eenwording, kom blydskap, volmaakte blydskap. So dink mooi aan die kwaliteite van die koninkryk van die hemele. Dit bestaan in geregtigheid. Bestaan in vrede. Yeshua is koning, Shar Shalom, vors van vrede. En saam met hierdie vrede blydskap. Daarom word Jerusalem die blye moeder genoem. Jerusalem is die blye stad. Ewige vreugde sal op hulle aangesig wees. As Yeshua spreek en sê hy, dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan wees. En dit bestaan in blydskap in die Heilige Gees, die koninkryk. So as ons sing, soek allereers die koninkryk van Jahwe,
dan soek ons sy geregtigheid, soek sy vrede, en soek sy blydskap. Blydskap oor wat hy doen. Dit is 'n vrug van die Gees. Die derde punt, Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in Jahwe. Dit is voortdurend. Dit is aanhoudend. 1 Tessalonisense 5 vers 16, wie is altyd deurbly? Dis Jahwe se begeerte dat die burgers van die koninkryk altyd die beeld van die koninkryk sal uitdra, naamlik geregtigheid, vrede en blydskap. Ons moet altyd in Jahwe se geregtigheid staan. Ons moet altyd met hom vrede hê en ons moet altyd in hom bly wees. Dis wanneer jy 'n burger is van sy koninkryk. Ons burgerskap is in die hemele. En as jy 'n burger is van sy koninkryk, dan moet blydskap jou deel wees. Dis jou erfreg. Dis jou karakter. Dis jou identiteit. Blydskap in Jahwe. Volgende moet julle saam bly. 1 Kronieke 16 vers 27. 1 Kronieke 16 vers 27. Ons het volgende 2 keer daar gelees. Kan julle dit onthou? Wat Dawid vir Asaf opgedra het om te sê, loof Jahwe, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, waar hy sangers aangestel het. 1 Kronieke 16 vers 27. Terwyl ons nou in die vorige punt oor die koninkryk van Jahwe gesels het, kyk hoe word dit beskryf in hierdie lied, hierdie lofsang, die woonplek van Jahwe. Het jy al gewonder hoe lyk dit daar waar Jahwe bly? Luister hierso, vers 27. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig. Sterkte en blydskap is in sy woonplek. Ons lees van die serafs, Jesaja 6, sing heilig, heilig, heilig is Jahwe. Ons lees van die some van Jahwe wat die tempel vul, en die deurposte wat bewe. Maar daar's blydskap, daar's sterkte, daar's heerlikheid, daar's majesteit, en daar's blydskap. Ons het altyd die gedagte dat heiligheid is 'n strak gesig. Nee, heiligheid sowel as blydskap is in sy woonplek. Hoekom is daar blydskap? Want Jahwe is daar, net sy teenwoordigheid is volmaakte blydskap. Die teenoorgestelde, sy verwerping van sy aangesig, as hy jou verlaat, dit is hel. Dit is isolasie, dis vreesaanjaend. Maar wanneer Jahwe teenwoordig is, wanneer jy by hom teenwoordig is daar blydskap. Volmaakte blydskap. Miskien moet ek punt 7 gou hier aanhaak. Psalm 16 vers 11. Volmaakte blydskap. Kom ons kyk gou op Psalm 16 terwyl ons in die psalms is. Is dit werklik in ons harte verwagting dat ons voor Jahwe se aangesig sal wees vir ewig? Hoort jou bly te maak, wanneer die Heilige Gees dit in jou hart bevestig, dat jy welkom is in sy teenwoordigheid, dat jy met vrymoedigheid na hom toe kan gaan. Dit sê die psalmdigter, Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Wat beteken dit? Hierdie is op Yeshua, né? Hier is die psalm wat Petrus gekwoteer het op die dag van Pinksterdag. Toe gesê het, dit is onmoontlik dat Yeshua in die doodryk sou gebly het. Die vorige verse bevestig dit, maar nietemin, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflik Here in u regterhand vir ewig. Versadiging van vreugde. Ons almal het die ervaring van iets wat jou bly maak op aarde. En jy wil hy blydskap vashou, jy wil dit laat aanhou, maar dit kwyn, dit word minder, dit gaan weg. Dit is nie so met Jahwe se teenwoordigheid nie. Dit is versadiging van vreugde. Dit is vreugde dat Jahwe in sy groote almag, in sy skepping, vir die verlostes bestem het.
om vir ewig in hom bly te wees. Dis heerlik. Dis dit wat Petrus vir die gemeente sê. As jy jou hierin verbly, as jy hierin bly is, gaan jy die einddoel van jou geloof, die saligheid bereik. Verlossing. Te midde van vervolging. Punt nommer 5. Blydskap is die gelowige se reaksie op Jahwe se werke. 1 Kronieke 29. Ons is nou by Kronieke. 1 Kronieke 29 vers 17. Dawid laat die tempel bou. Hy laat die vrywillige offers kom. Dit word eers in sy seun Salomo se leeftyd gebou, maar hy aanskou met sy eie oë hoe die volk offers bring. En dan herken hy, dis net hulle selfheid, dit is Jahwe wat 'n gewillige gees in hulle gegee het. Want wie is ons dat ons vir Jahwe iets sal gee? Dit is Jahwe wat dit in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. En vers 17 sê, en ek weet my God, dat u die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee. En nou het ek met blydskap gesien hoe u volk hier aanwesig vrywillig aan u gegee het. Die oomblik as ons Jahwe se werke aanskou, die oomblik wanneer ons Jahwe se werke sien, kom daar blydskap. As jy besef Jahwe het hierdie blommetjie gemaak, as jy besef Jahwe sorg vir die volkies, kom daar blydskap. As jy besef Jahwe werk in jou lewe, kom daar blydskap. Kom daar ewige vreugde. En punt 6, dit dien natuurlik as beskutting. Dis baie belangrik. Nehemia 8 vers 11. En dit is hierdie punt wat Petrus reeds vir die gemeente op voortborduur. Dis julle beskutting. Julle moet bly in die blydskap. Ons het klaar gesê, dit is volmaak, dit is volkome en dit is ewig. Nou, hier is nou 'n baie belangrike punt, terug by die huis, terug by evangelisasie, terug by gemeente wees, terug by teleurstellings, terug by mense. Handelinge 13, vers 50. Paulus is op 'n sendingreis. Hy verkondig die evangelie. Hy kom daar in Asië met blye nuus, met opgewondenheid, met 'n glimlag. En wat kry hy? Handelinge 13. Dit is die mense wat die opgewondenheid deel wat hy deel nie. Inteendeel. Handelinge 13, ons lees vanaf vers 50. Maar die Judeërs het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits teen Paulus en Barnabas, 'n vervolging in die lewe geroep en hulle buite hulle gebed verdryf. Klink soos Joshua, wat in Nasaret, Lukas 4, verdrywe word. Die Gees van Jahwe is op my om 'n blye boodskap te verkondig. Vandag is hierdie boodskap in julle ore vervul. Die treurnis te troos. En hulle het hom kraans toe gevat en wou hom afgooi en hom doodmaak. Wat staan hier? Vers 51. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskit en na Iconium gegaan. En onder 'n boom gaan sit en huil. En gesê, dis nie die moeite werd, hierdie sendingreise van ons nie. Vers 52. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Dis die konteks van die kinders van Jahwe. Blye nuus. Die Heilige Gees werk die blydskap. Nie die skares se of die opsweepery of die vervolging of die omstandigheid nie. Die koninkryk van die hemele in ons is 'n koninkryk van blydskap. En waar hulle sware vervolging gehad het, en teleurgestel is, skud hulle die stof van hulle voete, en hulle is vervul met blydskap. Dit is my baie kostelik dat dit daar moet staan. Presies daar, waar u en ek dalk nie blydskap sou ervaar het in ons vlees nie, maar met blydskap en die Heilige Gees. Van die Heilige Gees werk blydskap. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, dan was daar nie blydskap nie. Blydskap is nie iets uit myself uit nie.
Blydskap is 'n goddelike gawe vir die kinders van Jahwe wat in sware vervolging is, verdrukking is, teleurstellings moet in die gesig staar. En daarom buig ons en ons roep Jahwe vanaand aan. Bring asseblief u goddelike blydskap in elke hart in die gemeente terug. Want sonder die blydskap gaan ons nie die pad terug, gaan ons nie die volharding en die aanhou en die uithou kan volbring nie. Want blydskap gee vir jou weer hoop, laat jou fokus. Johannes 10 vers 10 sê Yeshua, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan. En deel van hierdie oorvloed is blydskap. Hierdie blydskap word gewerk deur die Heilige Gees en die lewende woord. Kan julle onthou van die Emmausgangers? Lukas 24 vers 32. Hulle is bedroef. Hulle loop daar. Die een se naam is Kleopas. Yeshua loop saam met hulle, maar hulle herken hom nie. En Yeshua vra hulle, wat praat julle? En hulle sê, as u 'n vreemdeling in Jerusalem, weet u nie wat het gebeur nie? Ons het gehoop op Yeshua van Nasaret, maar nou is dit by dit alles al die derde dag dat hy dood, vierde dag, derde dag, ek kan nie onthou nie, dat hy dood is. En Yeshua maak die skrifte oop en hulle getuig later, was ons harte nie brandende toe hy die skrifte oopgemaak het. So wanneer kom blydskap? Wanneer Jahwe die skrifte vir jou oopmaak. Wanneer die lewende woord deur die lewende Gees aan ons openbaar word. Ons laaste gedagte kom hier ook hier uit Lukas 24 uit en ons blaai sien toe. Punt nommer 10. Hy's nie daarop nie. Punt nommer 10. Lukas 24. Kyk na die optrede. Kyk na die eienskap van die disippels. Lukas 24 se laaste 3-4 verse is die hemelvaart. In vers 52 en hulle, dis die disippels het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Einde van die evangelie. Wanneer Yeshua vir die apostels sê, wanneer hy seën, wanneer hy opvaar, wanneer hulle afskeid neem, en dan bid hulle hom, en hulle het teruggegaan met groot blydskap. En totdat hy weer kom, moet ons in hom bly, en by hom bly, met groot blydskap. En hierdie groot blydskap gee dan aanleiding, en hulle was gedurig in die tempel, het God geprys en gedank. Tot met die uitstorting van die Heilige Gees, totdat hulle dan deur swaar vervolging weggedryf is van die tempel. Maar hulle het 'n ewige tempel, 'n gebou van God in die hemel. En dis hierdie evangelie, dis hierdie blydskap, wat 'n anker is van die siel, wat vir jou vrymoedigheid gee om tot Vader te nader, ongeag die omstandighede. Dis die krag. En dis dit wat Petrus dan vir in hierdie brief so mooi in sy konteks plaas om vir hulle te sê, dis wat Jahwe gedoen het, vir julle, in julle, met julle, dis die koninkryk, daarin verheug julle jou. Hoekom word mense moeg? Hoekom veragter ons in die genade? Hoekom raak ons lui? Hoekom raak ons lou? Daar's 'n tekort aan insig, daar's 'n tekort aan blydskap, daar's 'n tekort aan perspektief. Daarom bid ons vir Vader hierdie week spesiaal om ons te begenadig. Baie mense wil geamuseer word. Seker maar anglisistiese woord. Hulle wil een of ander iets ervaar
in ekstasis van menslikheid. Die woord van die lewe bring 'n fontein van lewe, wat onuitspreeklike heerlike blydskap bring, wat van Vader kom, wat suiwer is, wat opreg is, wat rein is, en wat kosbaar is. Een iets wat ek nie genoem het vanoggend nie. Ken julle Israel? Ken julle voortvarend? Veral as dit kom by oorlog. Ek dink dit was vir 'n paar krygsmanne 'n probleem dat die lofsangers voor was. Ek dink dit was vir party van hulle 'n probleem. Hulle sou wou voorgestap het. Maar Jahwe gee die orde dat die lofsangers moet voorstap. Hulle gee die rigting en die pas aan. En so moet dit in ons eie lewe ook wees. Daar is so 'n ywer, so 'n ekkie daar binne. Hy is jou krygsman. Hy wil dinge uitsorteer. Hy wil reg in hande neem. Los hom, laat hom maar agterstap. Laat die lofsanger voorstap in jou lewe. Laat die lippe wat Jahwe se naam bely voorstap. En as ons daar by die gevegsterrein uitkom, dan sal ons sien, hulle het mekaar die verderf ingehelp. Dis die mooiste Afrikaanse sin. Hulle het mekaar doodgemaak. Hulle het mekaar die verderf ingehelp. Nou ja, kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, sal U ons oë asseblief oopmaak, soos wat U Gehasie se oë oopgemaak het, toe hy in vrees en bewing gekyk het na die leers van die Arameërs, terwyl U tog in die vuur waans baie meer was, baie sterker, baie heerliker. Laat die woorde ook in ons harte 'n realiteit word. Die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Dat ons hierin sal juig en sal jubel. Want U koninkryk is 'n koninkryk wat nie vernietig kan word nie. En ons is burgers in hierdie koninkryk. En soos wat ons die boek, die brief van Petrus lees, Vader, bid ons vanaand vir verdieping. Ons bid dat ons geestelik sal groei, dat elkeen van ons wat die moeite doen om hier te wees, 'n ontmoeting met U sal hê in die woord. Dat die saad van die woord sal groei 30, 60, 100voudig. En dat U verheerlik sal word. Dankie dat ons mense het wat ons voorgegaan het. 'n geskiedenis van geloofshelde. Party meer bekend en party minder bekend. Party wie se name ons nie weet, ons weet maar net daar was gemeentes wat getrou moes gewees het. Wil U ook vir ons help om in ons tyd getrou te wees tot die dood toe. Ons bid dit in ons koning Yeshua se naam. Amen.